Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan stilstaan en vir 'n oomblik kan besef hoe goed U is. Miskien raak ons lewe so gejaagd, ons is so hard aan die werk om 'n sukses te wees of iets na te jaag in ons lewe, dat ons soms van U af weghardloop. Meer ons almal is hier vandag en ons wil juist bietjie rustig geraak en by voete kom sit en hoor wat U deur die woord op ons harte skryf. Laat ons dalk ons gedagtes vir oomblik op sy sit, die week wat kom of wat was, of die geskarrel van die oggend op sy sit, sodat ons kan hoor en hoe U in U teenwoordigheid hier is en op U wil op ons harte skryf. Here, ons vra dit natuurlik nie omdat ons goed genoeg is of hard genoeg vra of lank genoeg skree nie. Dit is als omdat U 'n goeie genadige God is. Amen. Het jy al besef hoe maklik dit is om iets op autopilot te doen? Iets wat jy doen sonder om enigstens kognitief te hard te dink oor wat jy doen. Tandeborsel, soms as ons in stort is, soms as ons selfs in die motor ry en ons sit in die verkeer vas. Besef jy nie hoe outomaties jy bestuur, maar jou kop is eintlik by die vergadering wat kom of by die geskarrel wat by die huis was nie. Maar so kan ons lewens ook so maklik op autopilot geskied. Ons staan op, ons doen elke routine soos wat ons elke oggend doen, ons hoop ons is betyds by die huis uit, ons sit in die verkeer op pad werk toe, ons luister dalk dieselfde musiek of dalk na 'n boodskap of so, ons sit in dieselfde vergaderings, ons maak dieselfde Excel sheet oop, ons baas maak dieselfde grappies, ons kom die aand by die huis, ons vra weer, wat eet ons eet, ons paas uit vir die TV en die volgende dag begin. Miskien oordramatiseer ek nou hierdie autopilot, maar in ons lewens kan ons so maklik lewe om vir die volgende vakansie te leef, of vir die naweek te leef. En as ons weer kyk, begin ons lewe in autopilot geleef word. Ook so, in ons geloofslewe kan ons so maklik in autopilot leef. Dit raak 'n gewoonte om Bybel te lees, te bid, ons gebede raak dalk koud en ons sê maar net dieselfde rympies oor. Ons weet nie meer lekker hoe en wat ons lees in die Bybel nie. Ons gedagtes is eintlik al klaar op 'n ander plek. As ons in die kerk sit, dan stap ons uit en ons vra dadelik, maar was dit nou vir my 'n boodskap? Die musiek was nou 'n bietjie 'n probleem. Nou weer eens, ek oordramatiseer dit, maar ek dink ons kan miskien resoneer daarmee, dat ons in ons geloofslewe soms ook hierdie autopilot lewe kan hê. Dat ons outomaties maar net alles doen. Nou van die begin af wil ek sê, dit is nie verkeerd nie. Maar as ons geloof in autopilot leef, maar die rede eintlik hoekom ons dit doen, want ons is uitgedroog aan die binnekant. Ons het 'n droë geloof, ons doen dit nou net uit tradisie uit gewoonte uit. Is vandag die vraag, is dit die plek waar ons geloof moet wees? Jy's op Pinksterdag, wil ek hierdie teks of hierdie teks wat ons bespreek, Johannes 7 vandag, spesifiek vers 37 tot 39, is 'n teks wat ek voel hierdie uitdaging, miskien 'n uitdaging waarmee jy self mee resoneer, 'n tendens van ons geestelike lewens, juis kan aanspreek. Ook so, wil ek dit baie sterk koppel aan Pinkstersondag. Ons by Ekerk het Pinkster gevier die week vooraf, en ons eindig dit, ons hoogtepunt is as te ware vandag, met die Pinkstersondag. So kom ek lees die teks, en dan hoor ons wat Jesus hier doen in Johannes 7. Nou ek gaan nie die hele teks self lees nie, ek sal nou 'n bietjie agtergrondkennis gee vir wat vooraf gebeur het en die konteks waarin dit plaasvind. Maar Johannes 7 vanaf vers 37 tot 39 sê die volgende: Op die laaste dag van die fees, die belangrikste dag, het Jesus opgestaan en hard uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Die skrif sê mos van die persoon wat in my glo, uit sy binneste sal strome lewende water vloei. Hierdie woorde van Jesus het gegaan oor die Heilige Gees, wat mense wat in hom glo, op die punt was om te ontvang.
Die Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik is nie. So, die konteks van hierdie verhaal is dat dit die Hittefees is. Een van die grootste feeste vir Joodse godsdienstiges in Jesus se tyd. So in Israel is dit 'n groot fees en die meerderheid van die volk, die wat die vermoë het, is in Jerusalem en hulle vier saam hierdie fees, of vier saam die fees. En die fees se doel is hoe hulle as volk Israel terugdink aan hoe God vir hulle gesorg het in die woestyn. Toe hulle in tente was en moes geloop het vanuit Egipte na die beloofde lande, hoe hulle juist deur hierdie woestyntyd, deur die droogte moes trek en hoe God vir hulle gesorg het. Ons weet baie mooi hoe God vir hulle gesorg het deur manna, maar ook so met water. So dit is hierdie fees wat vir die Jode hierdie herinnering is. 'n Fees van dankbaarheid, 'n fees van hoop, 'n fees van kom ons fokus op God en kyk hoe God vir ons sorg. So die agtergrond is dat God het sy volk uit Egipte uit bevry, as jy die einde van Genesis begin Eksodus lees, dan het hy deur die Rooi See getrek, onthou julle met die 10 plaae, en hulle het deur die woestyn gedra en so het hy vir hulle manna begin gee. Onthou julle, hulle was letterlik, ek dink hulle voete was nog nie eens vol stof in die woestyn nie. Toe kla hulle al reeds en sê, Here, kan ons nie maar net terug in Egipte toe nie, dan kan ons daarom daar rondom die vleispotte doodgaan, of suffer. So, hulle is die een wat kla, en God, ons lees dit so mooi in Eksodus, dat God hoor hulle gebede, hy hoor hulle klagtes, hy sien hoe hulle onderdruk word, en hy tree op, hy daag op en deur Moses tree hy op. Maar is nie, soos ek sê, die stof is nog nie op hulle voete nie, begin hulle al reeds kla. Maar bo op dit het hulle later ook gekla, want hulle sê, maar daar is nie water nie. Wat doen die goeie God? Hy gee vir hulle water. Wat beteken God het hulle nie net gelos in die woestyn om dood te gaan van droogte, van dors en van hongerte nie. Nee. En dit is hoekom hierdie konteks, hierdie godsdienstige geheue van die teks is vir ons belangrik, waar hulle dan nou hierdie fees vier. So natuurlik, vir die konteks in die woestyn, water is lewe. Sonder water kan jy doodgaan. Ook so die manna. So nou kom Jesus, en in hierdie fees op die laaste dag staan hy op en sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. So jy verstaan nou die godsdienstige koppeling, die geheue wat ons moet hê as ons hierdie teks lees, en die volk wat hier saam die fees vier, wat terugdink aan hoe God vir hulle gesorg het, hoe God vir ons as volk gesorg het. So nou is die vraag, God het vir hulle water gegee in die woestyn, nou kom Jesus en staan op en sê die belangrikste dag van die fees, die van julle wat dors het, kom na my. So vir die eerste hoorders, en dalk vir ons ook, is dit 'n skokkende teks, want dit beteken dat die mense wat daar is, al dadelik sê, maar hoe kom moet ons na jou toe kom? God het al reeds vir ons gesê, maar nou die dieper teologie hier agter is dat Jesus sê nie vir hulle wat hulle moet doen om meer water te kry nie. Maar hierdie teks wys na Jesus toe om te sê, Jesus is nou die een wat deur God gestuur is om vir hulle water te gee. En ons gaan 'n bietjie die teks vooruithardloop, maar water wat jou nie weer dors gaan los nie. Dis die verskil. Maar kom ons begin eers, voor ek dit te ver vooruithardloop. Jesus kom hier in hierdie teks. En hy sê, nie vir julle wat dors het. Hy sê nie, probeer harder. Kyk bietjie meer nie. Kyk na meer rituele nie. Probeer harder. Probeer meer tekste in jou kop uitkry. Probeer harder vas nie. Hy sê nee. Die van julle wat dors het, kom na my toe. So, in hierdie teks moet ons dit baie mooi verstaan in teologie. Ek sê dis 'n teks wat iets sê oor Jesus. En in Johannes se teologie vat Jesus baie keer, die meerderheid kere, klomp beelde, simboliek wat in die Joodse godsdiens deel is van hulle geloofstradisie, maar dan verbind hy daarmee met 'n teken na Jesus toe. Om vir ons te sê, Jesus is die vervulling, die kulminering van hierdie God se verlossingsplan. En in Jesus kulmineer dit, want Jesus is die een wat God gestuur het, en nou is hy die een wat vir hulle strome lewende water gee. Hy gaan hulle brood gee, waar hulle nooit gaan eet en nooit weer versadig gaan wees. Wat verseker die manna beeld ook
vat en hy trek dit na Jesus toe. So, dis 'n mespunt en nou kom dit hier by Jesus om te sê, maar in Jesus, met ander woorde, kom na Jesus toe. In Jesus is dit die voltooiing, die kulminering, die voltooiing van God se verlossingsplan. Dit is my so 'n mooi beeld. So, met daai godsdienstige of teologiese onderbou, kom ons nou by die begin. En ek wil dit nou nie dissekteer met 'n tweezertjie nie, nee. Maar tog is Jesus se eerste uitnodiging, as iemand dors het. Dit is van die mooiste uitnodiging. Hoekom? Dors is iets van, ek wil dit nou nie te simboliseer nie, maar elke liewe enkele mens word dors. Het daai menslike behoefte om sy of haar dors te les. Nou Jesus se antwoord om te sê, hy sê nie, probeer harder, lees meer Bybel, dit sal jou dors les nie. So die begin is genade. Van elke liewe enkele mens het dit nodig. Die vraag wat ons moet vra is, waar drink ons en wat drink ons? Soek ons dit self of kry ons dit by 'n eksterne plek? Maar ons wegspringblok is dat hierdie is 'n uitnodiging in genade. Dus as jy dors het, as iemand dors het, wat beteken almal? Elke liewe enkele mens het daai natuurlike behoefte. Nou is die vraag, kom na my toe. So nou is die eerste vraag wat ons moet sê, waar lê ons dors? Laat my dadelik dink aan, ek het al iemand gehoor wat 'n tong in die kies gesê het, hulle was in 'n gemeente, en het soos 'n wildsbok gesing. En soos 'n wildsbok smag na water, smag ek na eeuwige Heer. En die persoon wat die musiek begelei het daai versie toe bietjie te veel keer herhaal in sy opinie. En toe hy uitstap, toe hy sê, maar kan iemand nie net vir die wildsbok water gee nie, asseblief? Wat beteken, waar lê ons dors? Of ons is dalk ekstra vroom, en ons probeer net drink, ons lees Bybel, ons bid, ons kyk hier preek, ons kyk daar preek, ons kyk daar na iemand, ons gaan daar na gemeente toe, en ons raak as te ware oorvol van die vloeistof wat ons inneem. Ek weet nie of julle al so gehad het nie as kind, as jy te veel drink en jy is so swaar, jy is so lomp, jy is so, die mooi woord is presies dat jy is oorvol. Nou dit is die gevaar. Waar is ons dalk miskien so op 'n punt dat ons onsself ek wil amper sê vetsigtige godsdienstiges raak, dat ons te veel drink. Laat ons aanhou drink, al was ons dors alreeds geles. Ek dink 'n tweede kant as ons praat van dors, is dat ons ook vandag in 'n wêreld leef wat sê, ons moenie dors lyk nie. As jy in 'n godsdienstige lewe is, dan sê jy so, maar ek gaan kerk toe, ek lees Bybel, ek probeer my gesin volgens God se weë groot maak, maar ek mag nie wys dat ek dors is nie. So dit wat ek doen, kry ek op voldoende manier. So ons probeer dit ook sterk wys. Maar miskien eintlik aan die binnekant is ons organe al so dors, ons lippe begin al kraak, ons wys ons is dors. Ons sê ons lyf wys ons is dors, maar ons wil nog nie die vrymoedigheid hê om te sê, ek is dors nie. Ek dink 'n derde punt is ook om te sê, saam met half as te ware die vetsigtige godsdienstigheid, as ek dit nou maar baie kras kan stel, is ek dink ook dat ons vandag ook na die kwaliteit vloeistof kan kyk, wat ons dors probeer les. Kom ek is baie eerlik. Jy kan so maklik jou dors probeer les deur die lewe, deur energiedrankies te drink, net koffie te drink, en absoluut geen water of goeie gesonde voedingsstowwe in te neem nie. Wat beteken, jy gaan net weer dors wees. So miskien is jy besig om jou lewe op autopilot te doen, maar jy is eintlik so op 'n caffeine high, op 'n energiedrankie hoogte, dat jy net afhanklik raak van hierdie energiedrankies of koffie of kafeïne, net om jou te maak beweeg, maak wees. So die vraag is ook derdens, wat is die kwaliteit van voedingsstof, van vloeistof, van water, wat jy jou lewe en jou geestelike lewe mee les, jou dors les. So dis die eerste punt. Maak nie saak waar ons is in ons lewe, geestelike lewe van om dors te wees nie. Die beginpunt is God, wat deur Jesus 'n begin van genade het, 'n genade uitnodiging het om te sê, as iemand dors het, kom na my toe.
So eerstens gaan dit oor as jy genade, as iemand dors het. Tweedens moet ons dan na hom toe kom. Kom na my toe. So ons moet begin deur te erken dat ons dors het. Of ons kan geestelik hoogmoedig wees en ons is nie dors nie, ons dors wat ons les is goed genoeg, maar dan moet ons dieper vra en sê, regtig, gaan ons weer dors wees, of is ons besig om iets weg te steek, as te ware. So dis die eerste beginpunt van genade. Maak nie saak waar jy jouself vind in jou lewe tans, met jou geestelike dors nie. Die Here sê, as iemand dors het, kom na my toe. En dis die tweede punt vir my. Dis daai geloofstaal, dis daai verhoudingstaal, kom na my toe. Jesus sê nie, hier is ons nog 10 playlists van geestelike boodskappe. Hier is nog 16 WhatsApps wat ons kan deurstuur. Hier is nog 15 Facebook posts met 'n Bybelversie wat jy jou familielede mee kan mal maak nie. Nee, Jesus is die enigste een wat ons dors kan les. En dit is 'n geloofstaal, wat ook beteken, dis iets van ontvang. Van as ons na Jesus toe kom, moet ons dit vat wat Jesus vir ons gee. So ons moet oop wees, eerlik wees, rou wees. Om te sê, hy nooi ons uit, maar ons moet ook oop wees om te ontvang. En dit is dalk die agtergrondkennis van ons eie geloofslewe. Die godsdienstige stelsel wat ons in sit, mag dalk ons soms so forceer om te sê, maar dis nie so maklik nie. Daar moet 5 stappe wees, daar moet 'n Bybelskool wees, daar moet 'n disipelskap kursus wees. Jy moet eers die Bybel deurgelees het, jy moet eers in tale kan praat, jy moet eers dit kan doen. So daar's altyd eers vereistes, voordat jy die eindbestemming behaal. Dis soos die van ons wat dalk enige fietsry of draf, marathon of wedren loop of hardloop of parkruns doen. Ons dink ons moet eers die eindstreep kry, dan kry ons daai coke, daai water om ons dors te les. En die Here sê nee. Kom na my toe. Jesus is die een wat vir jou gaan sê, jy hoef nie eers so oor hekkies te klim nie, te spring nie. Jy hoef nie eers 'n proses deur te gaan nie. 'n Verhouding met die lewende Here is al wat nodig is. En Jesus is dan besig om daai transformasieproses met ons deur te gaan, ja. So 1, die uitnodiging van genade is vandag vir jou gegee. Die Here doen dit, as iemand dors het. Tweedens, is dit verhouding, geloofstaal, ek vertrou my lewe toe aan die Here. Dis geloof, ek wil 'n verhouding staan met die lewende Here. Derdens, het ons nou ook gesien, dat hy sê, in die teks, Johannes help ons mooi, dat ons nie moet probeer uitvind, of uitdink wat dit is nie. Hy sê, kom na my toe almal wat dors het. Nou sê hy, en daarmee, of hiermee het hy verwys na die Gees, wat die wat in hom glo, sou ontvang. So die Heilige Gees, wat Jesus gee, is die een wat vir ons hierdie water is, wat ons dors gaan les. Nou later help ons ook baie mooi om die teologie van Johannes te verstaan, om te sê, die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou vir ons vandag hier, terugkyk na Hemelvaart, terugkyk na Pinkster en vandag Pinkster Sondag, dis nou juis hier waar ons kan getuig en lofliedere kan sing en kan gelukkig wees en vreugdevol kan getuig dat die Here opgestaan het. Hy het opgevaar, hy is verheerlik. Maar dit is my baie belangrik, omdat hierdie teks gaan oor Jesus, wat sê, die Gees en die ontvang van die Heilige Gees, kan ons nie hierdie los, aparte, geestelike ervaring vat, en dit gebeur net in silo nie. Dit is nie, met alle respek, 'n top-up bundle wat ons bo op Jesus nog kry, en dat ons die Gees ook ontvang. Of eers as ons die 5 stappe deurgevolg het, dan is ons goed genoeg, dan kry ons daai ekstra ereklere om te sê, Heilige Gees. Nee, die Gees is die gawe van die gekruisigde en verheerlikte Christus. En die Here Jesus Christus, wat vir my en jou aan die kruis gesterf het, verbind of herstel daai verhouding tussen ons en God, ja, maar God en Jesus stuur ook hulle Gees vir ons. Om te sê, ons los julle nie as weeskinders nie, sê Johannes 14. Ek los julle nie alleen nie. My Gees gaan nou wees om julle te herinner aan wat Jesus gedoen het, gesê het, gepreek het. Die Gees verbind ons aan Jesus en aan God. Die Gees maak Jesus se teenwoordigheid 'n realiteit hier in ons lewe nou.
Die Gees vorm ons, transformeer ons lewe om meer soos Christus te wees. En ek dink die finale uitstuur van hierdie teks wat so mooi is, die Gees stuur ons ook in die wêreld in, soos wat Jesus gestuur is deur God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees stuur ons nou as die hande en voete van Jesus in die wêreld in. En ons kan dit sê, want ek dink, dis presies wat hierdie teks vir ons sê. Jesus sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome water sal in sy binneste vloei. Nou ek het dalk die vetsigtige godsdienstige geloof dalk hard gestel vroeër in die preek, maar hier is die realiteit. Is jy 'n opgaarder van hierdie water, geestelike water, of laat jy die water deur jou vloei? Want dis die punt. Ons kan so maklik in ons geloofslewe net daar's mos niks iets, jy kry mos niks so wonderlik soos iets gratis nie in die kerk nie, want mense wil net hê. Al het jy 16 van jy wil nog hê. So met respek, ons raak geestelike vetsigtige mense. Want jy wil hê, nog 'n preek, nog 'n Bybelskool, nog. En hoor my asseblief mooi, as dit die manier is om ons geestelike lewe opbou en nader aan die Here kom en transformeer, wonderlik, hou dit aan doen. Maar die Here kyk vandag vir jou en daar's 'n spieël opgehou deur hom om te sê, gebruik jy hierdie strome water wat in jou is om jou dors te les, maar ook so toelaat dat dit deur jou vloei, of is jy 'n geestelike opgaardam, wat net besig is om op te gaar en op te gaar? Wat doen jy met dit? Die mandaat wat die Here vir ons gee, die Pinkster opdrag is om te sê, laat hierdie strome water deur jou vloei, beweeg. So die Gees kom nie net om ons in ons privaat en ons binneste bietjie rustiger te gee, of bietjie die water mooi te balanseer met die pH-toetse nie. Nee, die Gees kom en maak ons deel van Jesus se radikale lewe van liefde en genade, maar ook so om daai koninkryk van God te verteenwoordig in die wêreld. So wonderlik, hoe sal die wêreld lyk as daar waar jy is, strome lewende water is? Dis ken die impak, en ek moet dit sê, die van ons wat dalk in die Kaap is, en die absolute oorstromings en die vloede daar, ons gebede is by julle. Maar ons sien weer eens net die krag van strome water. Nou kom Jesus en sê, maar daar strome lewende water. Hoe sal dit lyk as sy gemeente, sy kerk, sy koninkryk sigbaar word, en waar ook al ons as geesvervulde gelowiges is, God se strome water, sy gees, sy liefde, sy genade, sy goedheid, sy koninkryk laat vloei uit ons, deur ons. Hoe radikaal sal die wêreld nie verander as ons as gelowiges ophou opgaar en aanhou of begin dat hierdie gees van God, hierdie strome lewende water deur ons laat vloei, om die gemeenskap en die konteks waar jy is te verander. Hoe lyk dit? Dis dalk nie iets dramaties nie. Dit kan sagte woorde wees. Dit kan wees om geduldig te wees en nie haastig te wees nie. Dit kan dalk wees om vriendelik te wees met die kassier, om dalk vir die karwag nie af te jag en te sê, maar my kar het alarm, hoekom moet ek jou betaal nie? Maar dalk vir 'n koeldrank of 'n water of 'n broodjie te koop. Dit kan wees om dit wat jy 2 van het 1 weg te gee. Dit kan om jou tyd, om jou geld, om jou geduld te gebruik. En daai mense dalk aan die ontvangkant, is dit juis in daai oomblik deur wie God werk en wat dit nodig het. So ek sluit af. Waar vloei jou water vandag? Kom ons stap 'n stapie terug. Gaar jy op? Waar kry jy jou waar les jy jou geestelike dors? Is dit by Jesus self, of is dit iets wat nie Jesus is nie? Tweedens, as ons na die Here toe kom en daai geloofstaal, daai vertroue gee die Here sy gees. Ek en jy is gees vervuld. Die vraag is, laat ons die gees opgaar in ons lewe, of laat ons dit vloei? Daar waar jy is, praat met die Here en laat die Here, daar waar jy is, elke oomblik van elke dag, laat God se gees deur jou vloei. Wees strome lewende water, om die gemeenskap, om die wêreld Godwaarts te oriënteer en God se liefde en genade te wys. Kom ek bid. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om die woord oop te maak en te weet, U is nie 'n ver God nie. U is 'n God wat ons hier ontmoet
En Pinkster wys dit vir ons. Pinkster wys dit vir ons dat U kom verhuis en U kom woon binne in ons. Maar Here, vandag is die vraag, laat ons toe dat U ons geestelike lewe, ons dors les in ons geestelike lewe, of doen ons dit met eksterne goed, probeer ons braaf wees en wys ons is nie dors nie. Nou Here, U is 'n goeie genadige God en U nooi ons uit. Mag ons vandag daai tree gee na U toe om te sê, Here, ek is dors. Here, ek is so dors en ek probeer my dors les deur al hierdie aardse goed te doen of self te probeer doen, maar ek bly net aan dors wees. Laat jy vandag jou dors vul, jou dors les by die lewende Here, wat sy gees en sy teenwoordigheid in die lewe uitstort. Mag ons tweedens nie hierdie gees opgaar in ons lewe en vir onsself hou en bang dit loop uit nie, maar laat ons toelaat dat U gees wat in oorvloed vir ons gees, ons ook laat beweeg in ons konteks, in ons gemeenskap in, sodat ons ook U gees sigbaar kan maak, U sigbaar kan maak in die wêreld, in die gemeenskap waar ons onsself vind. En Here, dit alles kan ons net op ons knieë neerval en sê dankie. Dankie vir wie U is, dankie dat U 'n liefdevolle, genadige God is. Ons verdien nie U goedheid nie, maar tog aanvaar ons U goedheid en ons staan op en ons leef in hierdie goedheid. In 'n wêreld wat gebroken is en wat juis U hande en voete moet voel en ervaar en beleef. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.